Goeiemôre, liewe gemeente, hartlik welkom by hierdie erediens. Ons skriflesing is vandag uit Romeine hoofstuk 8, vers 26 tot 39 en die tema vir die erediens is liefde in die oortreffende trap. Ek begin met 4 retoriese vrae wat Paulus in hierdie gedeelte in Romeine 8 vra. Hy vra: as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? Wie kan ons veroordeel? Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Ek wil vra dat jy vandag so 'n oomblik oor hierdie 4 vrae nadink, sonder om 'n goedkoop vinnige antwoord te gee wat die regte antwoord is dat absoluut niks of absoluut niemand ons kan skei van God se liefde nie. Want dalk dink jy daar is iets. Dit is maklik om te praat as dit goed gaan, as jy rustig kan slaap, as jy gesond is. Maar wat as die lewe op sy kop draai? Is daar dalk iets wat ons kan skei van die liefde van Christus? Geliefdes, die Here wat by jou is, die Here wat jou nooi om jou vertroue alleen op hom te plaas, die Here wat jou omvou met sy liefde, hy groet jou, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Here, in hierdie wêreld waar daar soveel onsekerhede is. Here, in hierdie wêreld waar daar soveel onvrede is. Soveel haat, soveel geweld. Here, kom U na ons toe met liefde in oorvloed. Here, sê U in die woord dat absoluut niks ons kan skei van U liefde nie. Help ons om dit vandag te begryp. Here, om hierdie werklikheid dat niks ons kan skei van U liefde nie. Here, dat dit nie net vir ons iets is wat in die Bybel staan nie, maar dat dit vir ons 'n daaglikse realiteit sal wees. Dat ons weet U het ons lief in die oortreffende trap. Daarom kan ons op U vertrou. Daarom kan ons aan U vashou. Daarom kan ons ook U liefde uitleef teenoor elkeen wat ons pad kruis. Here, as ons vandag U woord hoor, Here, maak dit ook vir ons oop, dat ons dit sal beleef en verstaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek wil vandag die geloofsbelijdenis aan ons voorhou aan die hand van Romeine 8. En ek vra dat U saam met my sal volg. Ons bely saam ons geloof in God drie-enig. Ons glo in God die Vader, wat sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgegee het. Daarom weet ons mos, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Ons glo in Jesus Christus, wat gesterf het, wat opgewek is uit die dood, en aan die regterhand van God vir ons intree. Daarom weet ons en glo ons ook, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat aan ons die lewe gee en ons kinders van God maak. Deur die Gees kan ons uitroep, Abba, Vader. Ons glo dat God ook in ons swaar kry en lyding teenwoordig is.
Ons glo dat die Gees ons in ons swakheid bystaan en vir ons intree met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Ons glo dat God getrou is aan sy beloftes. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Daarom bely ons vandag saam, niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. Nie dood of lewe, nie engele of magte, nie die hede of die toekoms nie, nie hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping nie. Ja, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Daarom gee ons aan God alleen die eer deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, wanneer ons nadink oor God se liefde in die oortreffende trap, dan vra dit ook van ons om lief te hê. Die Here Jesus self in Johannes 13 het gesê, ek gee aan julle 'n nuwe gebod. Ek gee aan julle 'n nuwe wet. Dis my wil vir julle lewens. Ek gee aan julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Ag, dis maklik, Here, om mekaar lief te hê. Maar dan gee hy 'n nuwe maatstaf vir hierdie liefde vir mekaar. Hy sê, soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. Dink daarom aan hierdie nuwe maatstaf wat Jesus vir ons gee. Hoe lyk dit as ons mekaar liefhet, soos wat Jesus vir ons liefhet? Jesus wat sy lewe vir ons afgelê het. Jesus wat sy disippels se voete gewas het, 'n diensknegt gestalte aangeneem het. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar lief hê. Mag die Here ons daarmee help. Geliefdes, ons skriflesing vir oggend is uit Romeine hoofstuk 8 vers 26 tot 39. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Soos daar geskryf staan,
Terwille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars, deur Hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig, dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enige iets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes, God se liefde vir ons is onvoorwaardelik. Dink weer aan daardie woord, onvoorwaardelik. God se liefde is so groot dat dit ons omvou. Dit is alles insluitend. Onskeibaar, so ineengeweef is dit met ons lewens, dat daar eintlik geen begin en geen einde aan God se liefde is nie. God se liefde is die realiteit en die laaste woord van die skepping. Alles anders, hoe belangrik dit ook al is, of hoe sleg dit ook al is, staan ondergeskik aan God se liefde vir jou en my. Alles wat veg om ons aandag, alles wat aanspraak maak op ons lewens, alles wat dreig om ons te oorweldig, alles wat jou moedeloos maak, alles is tydelik van aard en gaan verby. Maar God se liefde vir ons bly vir ewig. Glo jy dit? Die psalmdigters het dit op 'n besondere manier verwoord. Hierdie geloof dat God se liefde bo alles is. Hierdie geloof dat God se liefde die grootste is. Hulle skrywe telkens, loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Paulus sal sê, niks kan ons skei van die liefde van God nie. En dis 'n geloofsverklaring. Dis 'n geloofsverklaring. Want God se liefde is nie afhanklik van ons as mense se prestasie nie, of gebrek aan prestasie nie. Die kwaliteit van God se liefde is nie afhanklik van jou en my goeie of mooi lewe nie. God sê nêrens, as jy heeltemal reg en mooi lewe, sal niks jou skei van my liefde nie. Of amper erger nog, jy moet eers hierdie en hierdie dinge doen, dan sal my liefde vir jou nooit ophou nie. Nee, God se liefde is waarlik onvoorwaardelik. Niks kan ons skei van God se liefde nie. God is getrou. Punt. Daar's nie 'n komma nie. Daar's nie 'n maar nie. Niks, heeltemal niks kan ons skei van sy liefde vir ons nie. Maar dalk klink dit vir jou vandag soos 'n stukkie hemelpastei. Dis maklik om te glo as alles goed gaan. Dis maklik om te glo God is lief vir jou as jy gesond is. Dis maklik om te glo as jou verhoudinge uitwerk, dit goed gaan met jou kinders en jou kleinkinders. Maar in hierdie wêreld waarin ons lewe, waar die ekonomie deur bomme van rigting verander, waar haat en geweld aan die een kant van die wêreld ons hier aan die suidpunt van Afrika raak, waar ons eie land op 'n politieke mespunt balanseer en ons kan sê maar die toekoms lyk ook maar onseker. Ja, is dit regtig so maklik om te glo dat niks ons kan skei van God se liefde nie? Ons is altyd maar geneig om te vra, waar is God? Of hoekom laat God hierdie sinnelose dinge toe? Is God regtig so lief vir my?
Maar geliefdes, Paulus begin en eindig by God se liefde, maar hy ontken nie dat daar moeilike en slegte en lelike dinge in die wêreld is nie. As hy vra, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Is dit nie net vir hom 'n mooi slagspreuk wat hy eintlik nie glo nie, maar hy dink ons moet dit daarom seker sê nie. Nee, hy het die vervolging aan sy eie lyf gevoel. Die pyn en die haat en die geweld was 'n realiteit vir die Christene van Paulus se dag. As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Geliefdes, ons geloof of ongeloof, ons omstandighede neem niks weg van die werklikheid van God se teenwoordigheid en God se liefde nie. Die alles oorwinnende liefde van Christus aan die kruis op Golgotha is 'n realiteit. Dis ons troos en daaraan mag en moet ons vashou. As Paulus die swaar kry woorde in hierdie gedeelte opstapel, dan is dit nie wensdenkery nie. Hy weet waarvan hy praat, want hy het hierdie dinge aan sy eie lyf gevoel. Die Christene in Rome vir wie hy hierdie brief skrywe, was gedurig aan vervolging onderworpe, gedurig onder verdenking. As hy praat van naaktheid, dan beteken dit nie net die mense het nie geld gehad om klere te koop nie. Dit beteken die mense se klere is van hulle lywe afgeruk, hulle is kaal uitgetrek en in die strate geparadeer om hulle te verneder. Watter bedreiging voel ons vandag, soos daardie Christene dit aan hulle eie lywe gevoel het. Watter vernedering, omdat ons glo in die lewende opgestane Here Jesus Christus. Wat is daar wat jou geloof laat weifel, wat jou laat wonder oor God se sorg? Dis niks om oor skaam te wees nie. In ons almal se lewens is daar sulke realiteite. Maar God vra vandag vir ons, moenie stilhou of vashak by daardie realiteite nie, want daar is 'n groter realiteit. God se liefde vir jou. Daarom is vers 26 so belangrik. En dis 'n sleutel dat ons fokus kan skuiwe na die Here en sy onbegrensde liefde en genade. As hy sê die Heilige Gees staan ons by. Die Heilige Gees staan ons by in ons swakheid, in ons onvermoë, in ons ongeloof. Dit gaan hier verseker nie net oor die feit dat ons nie weet wat en hoe ons moet bid nie. Nee, Paulus het hier die ganse menslike toestand in gedagte. Die feit dat ons as mense dikwels dink, maar ag, ons kan sonder God klaarkom. En eers as ons eie planne nie uitwerk nie, dan vra ons, waarom? Waarom, Here? Dan blameer ons dikwels die Here vir ons eie onvermoë, vir ons eie wegbeur van die Here af. Ons weet nie wat en hoe om te bid nie. Here, ons weet nie eintlik hoe om te lewe nie. Here, help ons. Daarvoor het ons die Gees geontvang. God gee vir ons die Gees, juis om die heeltyd in ons harte te fluister, ek is lief vir jou, my kind. Ek is by jou, my kind. Om ons die hele tyd te herinner aan sy teenwoordigheid. Hy het ons sy Gees gegee. Ons is nie alleen nie. Dink maar net aan Pinksterfees en hoe ons dit gevier het. Juis die fees in die kerkjaar wat ons herinner dat die Heilige Gees gegee is, geskenk is, gestuur is om in ons harte te kom woon. Daardie influistering van die Gees, daardie herinnering wat die Gees die heeltyd in ons ore fluister. Hy tree vir ons in, selfs al vergeet ons. Selfs al beer ons in ons menslike swakheid weg van God af. Geliefdes, in hierdie sondegebreekte wêreld het God sy Gees vir ons gegee. En dit verseker ons. Die Gees verseker ons dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet.
dat niks ons kan skei van sy liefde nie. Geliefdes, en hoe moeilik dit ook al is om dit te begryp, is hierdie woorde nie bedoel as 'n goedkoop troos nie. Want ja, sleg bly sleg, en hartseer bly hartseer. Maar binne in ons seer kry, binne in ons pyn, binne in ons hartseer, is God, en lei die Gees ons, en word ons elkeen gevorm, om meer en meer die beeld van Christus te vertoon, om meer en meer iets van God se liefde te begryp. Niks, maar niks kan gebeur, wat ons kan skei van God se liefde nie. Maar, alles, die goed en die sleg in ons lewens, vorm ons en gebruik God ten goeie, sodat ons meer en meer aan sy beeld gelyk sal word. Geliefdes, so onderstreep Paulus as ware God se trou. Sê hy, God is die een wat ons vashou. Keer op keer met hierdie retoriese vraag wat hy vra, waarmee ons ook die diens begin het. Keer op keer onderstreep hy God se trou. En dis 'n pragtige triomflied. Is daar iewers in hierdie skepping iets wat ons kan skei van God se liefde? En die antwoord bly heeltemal absoluut niks. Die wonder van hierdie verse wat Paulus hier skrywe, is dat dit ons nie oproep om getrou aan die Here te bly nie. Dit is 'n opeenstapeling en 'n bevestiging van God se getrouheid aan ons. Ten spyte van ons eie onvermoë om altyd aan die Here getrou te bly. Ten spyte van ons eie foute en tekortkominge, God bly getrou aan ons. En sy getrouheid trek ons in na hom toe. Dit laat my wonder oor die God, wat ten spyte van my eie onvermoë, my eie ontrouheid, steeds getrou bly. Dis die God wat ons liefhet in die oortreffende trap. God se liefde in Christus staan sentraal bo alles uit. Sal ons dit dan ook sentraal in ons eie lewens plaas nie? As God ons dan so liefhet, mag ons mekaar ook so lief hê. Mag ons in hierdie week lewe vanuit God se liefde. Die getroue God, wat ons vandag weer kom verseker, niks kan ons skei van sy liefde nie. Gaan leef in daardie vryheid wat God vir jou gee, en mag jy lief hê, en mag jy God se liefde elke dag ervaar. Amen. Kom ons bid saam. Here, God van liefde, oral waar ons gaan, wil ons net in u skaduwee by u staan. Here, as ons in u skaduwee staan, beteken dit ons staan naby aan u. Here, en dis waar ons wil wees, naby aan u. Dankie dat u so naby aan ons is, nader as ons eie velle. Dankie dat u ons in die hande vashou en bewaar elke dag en ons verseker van u liefde vir ons. Here, as ons nog na hierdie wêreld kyk, dink daar is dinge wat te erg is, dink daar is dinge wat ons kan skei dalk van u liefde, verseker ons net weer vandag, niks, maar niks, sal ons skei van u liefde nie. Dankie daarvoor, Here, en help ons om dit te gaan uitleef, om self as u kerk 'n liefdesgemeenskap te wees, wat u liefde in hierdie wêreld indra, tot die eer van u naam. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Geen dood of lewe, of engele of magte,
of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. En dit alles deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Afkondigings NG Kerk Grootbrak Rivier, 26 Julie tot die 2 Augustus 2026. Sondag 26 Julie, Leefkerk om 1700 uur in die kerksaal, gelei deur Dominee Leon Cronje. Woensdag 29 Julie, 'n kooroefening by die orgel om 16:45. Alle belangstellendes is baie welkom. Kontak vir Marida 082 471 0751. Sondag 2 Augustus, erediens om 10:00. Dominee Leon Cronje en Dominee Shanay Viljoen gaan saam die nagmaal bedien. Geen kleuterkerk, ouers welkom saam met kinders in die konsistorie. Geen katedese. Die sinodale offer vir nuwe geloofsgemeenskap ontwikkeling is by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Groentloofpreek om 10:00, dit sal digitaal wees. Leefkerk om 1700 uur in die kerksaal. Dominee Leon Cronje en Dominee Shanay Viljoen lei dit. Gebedsgidse vir Augustus 2026 is beskikbaar in die voorportaal. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode en gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Bybelblokraai en Bybelwoordsoek nommer 35, as ook die antwoorde vir nommer 34, is beskikbaar in die voorportaal en by die traliehek van die kerkkantoor. Bedieninge. Eiendomsbediening, terugvoer van die dakherstel. Werk aan die dak het verdere probleme blootgelê. Die werksbeskrywing moes dus uitgebrei word en addisionele kwotasies moet aangevra word. Die dakspan vra dat u opnuut geduld sal hê met die onooglike situasie. Neem kennis. VGK Vremersheim projek. Voed met die woord. U word vriendelik versoek om ongebruikte geestelike dagstukkieboeke by die kerkkantoor te kom afgee tydens kantoorure, ter skenking aan VGK Vremersheim en ander VGK gemeentes, waarvan min van hul lidmate oor geestelike dagstukkieboeke beskik. NG Moedergemeente Mosselbaai. Kaas en wyn. Gasspreker Andries Vermeulen. 31 Julie 2026. 6:00 vir 6:30. R300 per persoon. Kom geniet 'n heerlike kaas en wyn geleentheid saam met Andries Vermeulen. Die aand fokus op verhoudings, saamkuier en lag met 'n gesellige atmosfeer in die Klipkerk. Kaartjies beskikbaar by die kerkkantoor. 044 691 2465. Navraag by Orna Snyman 083 279 1660. NG Moedergemeente Mosselbaai, Andries Vermeulen. Klip 50 bak pannekoek teen R6 elk. 5 Augustus vanaf 10:00. NG Kerksaal Grootbrak Rivier. Voorafbestellings kan geplaas word by Anina 083 276 1909. Nog 'n uitnodiging na 'n vroue oggendtee saam met Ansie Fourie, die hula hoop tannie, en Maggie Koster. R150 per persoon, dit sluit 'n ligte ete in. Die datum 8 Augustus, die tyd 10:00, die plek NG Kerk Herbertsdale. Antwoord asseblief voor die 28ste Julie. Kontak vir Sandra 082 492 7965 of Helen 082 441 6143. Nog 'n uitnodiging van 'n manne ontbyt
met Stefan Joubert. Die tema, die lewe, leeg of lekker, vra vir prediker. Dis die 15de Augustus, 7 uur die oggend, by die NG Moederkerk George, en die prys is R200 per persoon. Dit sluit 'n buffet ontbyt in, en die gaskunstenaar is Ines Benadi. Kontak Diana by 044 874 2036. Dan het ons 'n konsert wat vir ons wag. En dit is die konsert deur Frank Opperman, Reunie. R200 per persoon, Saterdag 22 Augustus, in die NG Kerk Groot Brakrivier, hier in ons eie kerk, om 7 uur. Kaartjies te koop by die kerkkantoor, tydens kantoorure, of by CompuTicket. Navraag kan gedoen word by Johan Smit, 084 500 4296. Dit is Saterdag 22 Augustus. Dan wil ons dankie sê vir die bloedskenk, vir baie dankie aan almal wat op 23 Julie opgedaag het om bloed te skenk. U skenkings kan lewens red. Ons sal u in kennis stel wanneer die volgende geleentheid is. Feba Radio, ons bid vir Feba. Ons gebed vir die week, bid dat luisteraars soos Hamma in geloof sal groei en hul families na Christus sal lei. Die webwerf nggrootbrakrivier.co.za. Nuut op 26 Julie die volgende. Erediensbediening kry die skakel na die YouTube erediens van 26 Julie deur Dominee Leon Cronje. Getuienisbediening, nuusbrief van Missie Japan, oorgangstye. Gemeentenuus. Kort oorsig oor die Christmas in July funksie van die omgeebediening en Seeds of Hope. Bybelstudiereekse, splitsekondes met God, is 'n heerlike oomblik vir elke dag. Die weeklikse stof tot nadenke se tema is genade en waarheid. Die weeklikse afkondigings, asook lief en leed, is op die webtuiste indien u wil seker maak van enige iets. Ons leraars, Dominee Shanayvel, Dominee Leon Cronje, ons kerkadres Langsraad 10, Grootbrakrivier 6525. Telefoon van die kerkkantoor 044 620 2205. Ons webwerf adres https://www.nggrootbrak.co.za. Ons dankie vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.